Nou vir die goeiemôre, ons is die Here nog dankbaar dat ons andermaal weer kan saam wees rondom sy woord. Ons eer die Here vir sy goedheid, sy genade en sy guns oor ons, dat hy vir ons dag na dag dra en seën met die keer van sy seëninge. Bo alles is ons die Here dankbaar dat ons sy wonderlike woord in ons eie taal in ons hande mag hê. Dat ons dit mag lees tydig en ontydig, dat ons daarin onderrigting mag ontvang, somtyds weerlegging, somtyds teregwysing, maar dat ons ook kan weet dat die woord van die Here gegee is sodat die mens van God volkome kan wees, vir elke goeie werk volkome toegerus. En mag u en ek getroue studente van die woord wees, en mag die Here ons versterk deur die waarheid van sy wonderlike woord. Ek wil u vanmôre groet met die woorde van Halleluja lied 333 of 433. Daar staan Jesus naam, lieflike woord, o soet, skoner is geen ander woord, o soet die woord. En dan die koorgedeelte sê, leer ons Heer, meer en meer, Heer, meer en meer, leer ons Heer, meer en meer, van u dierbare naam. Ag vriende, hierdie pragtige Halleluja lied het 'n klomp versies, maar die koorgedeelte is my so kosbaar, waar die skrywer telke male hierdie begeerte uitspreek is, Here, leer my meer en meer van u dierbare naam. Want u sien, soos ons die wonderlike dierbare Here Jesus beter leer ken vanuit die blaaie van die Bybel, so groei ons liefde vir hom, ons toewyding aan hom, en sien ons uit na daardie groot dag wanneer ons hom sal sien in sy heerlikheid soos hy is. Vriende, as u meer wil leer van ons Here Jesus Christus, God wat mens kom word het, die een wat Vader aan ons kom openbaar het, dan is dit goed om deur die evangelies te lees, Matteus, Markus, Lukas en Johannes, eenvoudig biografieë oor die lewe van Christus. En dis die gebed van my hart dat u seën sal put uit die lees daarvan en ook u heiland so beter leer ken. Nou vanmôre gaan ek met u 'n versie hanteer in die Ou Testament, 'n baie besondere vers, en dit sluit so mooi aan by wat ek ter inleiding vir u gesê het. Jeremia skryf in Jeremia 33 vers 3. Daar staan, roep my aan en ek sal jou antwoord en jou bekend maak groot en ondeurgrondelike dinge wat jy nie weet nie. Nou is baie besonder, vriende, as ons kyk na hierdie gedeelte in Jeremia, die 33ste hoofstuk, dan kom Jeremia en hy maak hierdie aankondiging in die eerste plek dat ons die Here kan aanroep. Nou, ons kan hom aanroep vir verskillende dinge, in verskillende situasies, verskillende scenario's. Die Bybel sê vir ons dat die naam van die Here is 'n sterk toring, die regverdige hardloop daarin, en hy word beskik. Die psalmdigter sê, ek sla my oop na die berge, waar sal my hulp vandaan kom? My hulp is in die naam van die Here, wat hemel en aarde geskaap het. So in die eerste plek die gedagte, roep my aan. Ons het hierdie wonderlike voorreg, en ook hierdie genade, wat ons ontvang het, om die Here aan te roep, wat ook al die situasie in my lewe. Maar hier kom die profeet Jeremia, en hy laat die klem val op die gedagte, dat ons die Here in besonder moet aanroep, om die waarheid van sy woord aan ons te kom openbaar. Hoor wat sê hy? Roep my aan en ek sal aan jou antwoord en jou bekend maak groot en ondeurgrondelike dinge wat jy nie weet nie. En daar's baie mense wat sê, ek wil graag die Here beter leer ken, ek wil graag sy woord beter leer ken, ek wil graag sekere waarhede beter verstaan, of dit nou iets in die Ou Testament is, of dit nou iets is oor die offers, of oor die tabernakel, of oor die tempel, of oor sekere van die wette in die Ou Testament, sekere waarhede in die Nuwe Testament. Mense wil graag meer weet van die Bybel. Maar ongelukkig, vriende, dis nie 'n beskuldiging nie, maar 'n mens kom dit al hoe meer agter, ongelukkig wil min mense tyd spandeer om die Here aan te roep en te wag aan sy voete en uit sy woord te bly lees en regtig te bid dat die Here vir ons deur sy gees wysheid sal gee, sodat ons die ondeurgrondelike dinge sal verstaan. Baie keer kyk ons na ander predikers, of ons kyk na ander kinders van die Here, dan sê ons, ek wens ek het hulle kennis gehad. Ek wens ek het soveel verse geken soos hulle ken. Ek wens ek het soveel antwoorde uit die woord gehad soos wat hulle het. En vriende, dit kom eenvoudig deur 'n studie van God se woord. Om die Here bidend te vra, Here, open die waarheid van die woord aan my. Here, dat die skille van my oë sal afval en leer my en onderrig my in die ondeurgrondelike dinge wat vir my nou nie bekend is nie. En vriende, dit beteken nie dat die Here vir ons snaakse en vreemde goed sal openbaar nie, nee. Maar dis wanneer ons hierdie myn begin ontgin, dat die Here ons al hoe dieper vat, en ons begin al hoe meer sien hoe kosbaar is Christus in sy wese, in sy persoon, in sy karakter. Hoe kosbaar hy vir ons die waarhede in sy woord openbaar. Hoe hy vir ons deur sy gees in staat stel om te kan lewe, 'n heilige lewe te midde van 'n krom en verdraaide geslag. Ons lees dikwels sommer vinnig oor 'n gedeelte en ons verstaan nie werklik die diepte daarvan nie. Maar wanneer ons begin bid en die Here aanroep en sê, Here, antwoord my en maak my bekend groot en ondeurgrondelike dinge, dan begin ons 'n beter verstaan van die skrif kry.
Ons lees nie net bo oor die verse nie, maar ons sien werklik wat die vers beteken en die Heilige Gees verlig hierdie waarheid aan ons, sodat ons dit beter kan verstaan. Ag vriende, as ek na my eie lewe kyk, dan is daar 'n hele paar dinge wat ek nou vinnig kan aandink. Op 'n stadium was die kwessie van om in die môre op te staan en te gaan werk, was my groot las gewees. En die mens het gewonder, maar hoekom moet 'n mens elke dag opstaan en jy werk vir 'n bepaalde salaris? Daar's nie altyd genoeg geld om al die gaatjies toe te stop nie. Tot die Here my kom leer het, ek moet my eer daarin stel om met my eie hande te werk. En nou is dit vir my 'n voorreg om te kan werk. Waarom? Want ek benader dit met 'n hele ander gesindheid en vanuit 'n ander perspektief, omdat die Here vir my die groot en ondeurgrondelike dinge kom openbaar het ook wat hierdie saak aanbetref. Ag vriende, dikwels mismoedig gewees. En die Here het my kom leer, die blydskap in die Here is my beskutting. Hy is die onveranderlike. En soos die Here die skille van my oë laat afval het, het ek agtergekom dat my blydskap dan in so 'n mate kan wees, dat ander mense deur my lewe na Christus getrek kan word, omdat my blydskap geanker is in die Here Jesus Christus. Ag vriende, as ek maar net dink aan die baie besondere gedeelte in Efesiërs 2, waar die Here sê dat hy my lewend gemaak het, ek wat dood was in my sonde en misdade. Vir baie jare het ek probeer om die Here te behaag en ek het gedink, maar hoorie, alles hang van my af en ek moet probeer en swem Jannie swem, tot die Here my kom leer het, Gerard, jy was dood in jou sonde en misdade. Dis ek wat jou geestelike lewe kom gee, dis ek wat jou oë verlig het om jou sondige toestand te sien, dis ek wat genade geskenk het dat jy kon uitroep om vergifnis. Dit is uit genade deur geloof op grond van wat Christus aan die kruis gedoen het. Dis nie 'n werk van jouself nie. Toe hierdie kosbare waarheid my siel deurspoel, vriende, was daar vreugde in my hart om te besef die goeie werk wat die Here begin het, sal die Here volëindig. En so kan ek vir u gedagte op gedagte noem hoe die Here oor die jare vir my groot en ondeurgrondelike dinge kom openbaar het. En my gebed is dat u en ek nie haastig sal wees met God se woord nie. Dat ons hier aan die begin van 'n nuwe maand sal sê, Here, ek wil eerbaar voor u handel deur tyd te spandeer met u kosbare geïnspireerde boek, die Bybel, sodat u ook vir my groot en ondeurgrondelike dinge sal openbaar. En mag die Here genade gee, vriende, dat u op hierdie reis deur die Bybel en hierdie biddende gesindheid seëninge van God sal ontvang. Daardie oorvloed van seëninge wat jy weer aan ander kan meedeel, sodat jy sterk, onbeweeglik, altyd oorvloedig in die werk van die Here kan wees. Groete vir u en 'n mooi dag verder. Tada.